Ek wil so 'n bietjie gesels oor die vlugtelingstatus na Amerika toe, die refugee program en waarom mense sou wou gaan. Ek wil nie gaan nie. Ek stel nie belang daaraan nie. Dinge het vir my nog nie erg genoeg geraak in Suid-Afrika dat ek dit persoonlik nie kan hanteer nie. Maar ek kan verstaan dat daar mense is wat nou al deur die proses is en ervarings gehad het en dinge dat hulle dit as geen ander uitweg sien nie. 'n ander voordeel natuurlik van die hele stelsel is, dit kos jou niks. Mense wat graag wou emigreer, het nou die geleentheid om te kan gaan Amerika toe, basies amper kosteloos. En jy kan daar gaan werk, en as mens met die regte mense praat, want ons baie mense daar buite wat negatief is, veral die media, of die meerderheid, ons praat maar in Suid-Afrika van die meerderheid, ANC-stemmers, dan gaan baie van die mense wat negatief is vir jou sê, jy gaan soontoe met niks, jy gaan met niks opeindig nie, en jy moet van vooraf begin, en jy gaan vir ewig niks hê nie. Wel, dis onwaar. Hoewel dit waar is, dat jy soontoe gaan met niks, maar jy gaan daar opdaag, en jy gaan iets kry. Jy gaan 'n begin kry. Dis 'n minimum. Ja, dit is 'n minimum, maar dit is 'n nuwe begin. Dis 'n skoon, klein begin, en jy moet van onder af begin. En as jy bereid is om hard te werk, dan gaan jy goed werk. En redelik vinnig goed aan die gang kom. Veral as 'n familie, as jy in julle familie 'n kultuur het van dissipline en hard werk, dan gaan jy redelik vinnig aan die gang kom. Glo my, daar's baie mense, as jy met die regte mense gaan gesels, wat vir jou positiewe stories gaan vertel. Nou imagine vir jouself om vir meer as R30 'n uur te werk. Daar's baie werk in Amerika waar jy teen $20 of meer per uur kan werk. En $20 per uur is meer as R300 per uur in Suid-Afrikaanse terme. Ek wil dit nie eens uitwerk as 'n maandelikse salaris nie, want dis baie meer as wat ek in 'n maand kry. En dit is vir die begin. Maar daar is negativiteit. Daar is negatiewe elemente, selfs die mense wat die mees positief op aarde is. En hierdie elemente is waar ek persoonlik 'n probleem het. Een van die elemente is, as jy Amerika toe gaan op hierdie tipe program, of immigrasie of enigiets, maak nie saak nie, dan gaan jy om 'n Amerikaner te word. Jy gaan nie meer 'n Afrikaner wees nie. Jy kan nie verwag om 'n Afrikaner te wees nie, want jy het geen Afrikaner gemeenskap daar nie. Baie mense sê, jas, maar daar's baie Suid-Afrikaners al daar's baie ander Afrikaners daar. Ja, maar het jy enige idee hoe groot is Amerika? Daai mense is ver uit mekaar uit. En jy sal lucky wees as jy 'n paar net. Ja, daar's baie van die kleiner dorpies waar daar baie Suid-Afrikaners is. Maar om 'n Afrikaner kultuur van Suid-Afrika af soontoe te probeer sleep, is baie moeilik. Jy gaan baie mense nodig hê. En ja, hoewel dit moontlik is dat baie mense soontoe kan gaan, het julle geweet, net so vinnig as 'n sideline, dat ons in hierdie laaste tax season amper 200,000 belastingbetalers verloor het. Nou, hoe verloor jy belastingbetalers? Baie van hulle emigreer. Hulle deregistreer as belastingbetalers, want hulle gaan oorsee, so hulle is nie meer belastingbetalers nie. Die ander manier dat SARS belastingbetalers verloor, is wanneer mense hulle werk verloor. En of hulle inkomste raak so laag dat hulle nie meer belasting betaal nie. So, wanneer ons mense begin betaal, begin verloor, gaan Afrikaans dieselfde probleem ondervind. Nou ons is baie Afrikaan, mense wat hulle self as Afrikaans sprekend, en in die Afrikaner subkultuur het 'n mens dan natuurlik ook die boerkultuur, wat baie sal nou, daar's baie argumente wat daar
gaan mense sal stry vir jare daaroor dat die boer identiteit en die Afrikaner identiteit en die skeiding wat daar is en hierdie is nie deel daarvan nie ensovoorts. Maar ja, ek noem dit nou maar net alles Afrikaner kultuur, net om dit te vereenvoudig, maar ek sluit daarbey in die boerekultuur ook. En mense wat nou na my toe wil kom, ja, maar wat van die kleurlinge, Indiërs en so, weet, by all means, hulle het hulle eie kulture, let them do their own thing, wat hulle eie ding gaan doen. Ek praat spesifiek hier van Afrikaner kultuur, wat besig is om vernietig te word in Suid-Afrika. Dit word aangeval. So, en elke persoon wat Amerika toe gaan op hierdie program, is 'n verlies aan Afrikaner kultuur. Afrikanerskap verminder. Is dit moontlik om almal daar te kry? Hoeveel is ons nou oor? Ek praat nie net van blanke mense, kom ons sê is plus minus 4,5 miljoen. Kom ons sê minstens die helfte is Afrikaners. 2 miljoen wat in Suid-Afrika nog oor is. Dit kan miskien meer wees. Kom ons maak het 3 miljoen wat Afrikaners is in Suid-Afrika. As mens nou die klomp boere bysit. Dan, en mens kyk na, hulle sê daar was 600,000 registrasies. Of mense wat aansoek gedoen het of navraag gedoen het by die refugee program. Nie dat hulle almal natuurlik geaanvaar gaan word nie, maar hier is nou die ding wat gaan gebeur. En ek het dit die vorige lank terug, voordat hierdie program nog regtig aan die gang gekom het soos hy nou in die gang is, het ek het voorspel dat hierdie ding kan begin tuimel, waar mense wat reeds oorgegaan het, na 'n jaar dat hulle daar is. Want onthou, hierdie program is eintlik nog baie nuut. Ja, daai eerste klein groepie waarop die media so lekker lief is om te haal, daai eerste 59, is die eerste begingroepie gewees. Maar kom ons sê, na die ding lekker gevestig is, gaan ons meer en meer mense kry, wat terugkom met hulle suksesstories, wat letterlik daar hulle miljoene kan en gaan maak. En dit is mense wat in Suid-Afrika skaars kan oorleef. Nie net op 'n ekonomiese vlak nie, maar ook op 'n kultuurvlak, omdat daar werklik aanvalle is teen die Afrikaner gemeenskap. En of jy dit nou wil aanvaar, as jy nou deel van die media groepie is, wat nou sê, ja nee, maar nou wys vir ons hierdie aanval en so, dit het niks met jou te doen nie. As jy dit nou nie wil raak sien, of dit nou nie wil aanvaar nie, dan is dit nou maar so, ek gaan jou nie probeer oortuig nie. Maar elke ou daar buite wat besluit het om nou Amerika toe te gaan op hierdie program, het in sy hart en in sy kop op daai punt gekom, dat hy gesê, tot hiernatoe, en ek kan nie meer nie. En ek is seker baie mense daar buite ervaar dit, nie net op sosiale media nie, in werklikheid, maar veral verskriklik baie op sosiale media, waar mense in jou kommentaare afdeling gaan lees. Ek kyk nie so seer baie na wat die media vir my sê nie. Ek kyk wat sosiale media aan die kommentaare baie keer sê. Want daar kry jy baie meer waarhede. En daar sien jy die haat. Jy sien baie haat. Gaan lees die kommentaare afdelings in baie van hierdie groepe, veral wanneer iemand wat gesien word as 'n regse. Kom ons vat Steve Hofmeyr, wat gesien word in baie sirkels as 'n regse. Dan gelees jy deur sy kommentaare, en elke nou en dan gaan jy 'n karakter kry wat van die linkse kant is, wat baie rassistiese comments sal maak. Rassisme op Facebook en ander sosiale media is erg. Nie so erg op X nie, want X is 'n bietjie strenger as Facebook, maar hulle kom met baie daar ook weg. As jy sien die mense, die meerderheid, hoe hulle Afrikaners, wat 'n minderheid is, aanval, en hulle sien nie 'n probleem daarmee, met hoe hulle jou aanval. Veral wanneer jy praat oor hierdie tipe program, en ek kan vir jou waarborg, iewers gaan daar mense wees, dat iemand
van hierdie karakters. Ja, maar hoekom pak jy net jou goed en gaan nie? Dis nie vir jou om te besluit nie. Dit is elke persoon se eie persoonlike besluit. En nee, ek wil nie gaan nie. Ek gaan nie gaan nie. Want ek wil hier. Ek wil hier bly. Ek wil vashou aan die bietjie Afrikaner kultuur wat nog hier oor is. Wat miskien nog so 50 tot 100 jaar kan oorleef as hier genoeg mense agterbly. Want die aanval teen die kultuur in Suid-Afrika as Afrikaner. Nie is een van die voorbeelde. Kom gee vir jou baie eenvoudige voorbeeld. Kom ons vat Afrikaanse skole. Die vier groot Afrikaanse skole in Gauteng sal vir Engels deur hulle dual medium te maak. Hier is my probleem daarmee. Wanneer jy 'n gebou vat en daar pas 100 mense in. Kom ons sê skooliere. Ons het nou kinders. Dis 'n Afrikaanse skool, daar's 100 kinders wat daar ingaan elke jaar. Maar wanneer jy nou besluit, jy gaan nou helfte Afrikaans, helfte Engels maak. Soos 50-50. Nou sit jy 50 Afrikaanse kinders in, 50 Engelse kinders. Wat van die ander 50 kinders wat Afrikaans is, wat nou nie meer plek het nie? Dit is my probleem, wat mense nie wil verstaan nie. Die regering noem dit redress, en hulle kan noem net wat hulle wil. Dis nie regverdig nie, dis 'n afbreek van Afrikanerskap. Wanneer jy van een gemeenskap, of een kultuur, iets wegvat, om vir 'n ander kultuur te gee, is dit vernietiging van daai oorspronklike gemeenskap. Wegvat is die probleem. En hulle sien dit nie as wegvat nie, hulle noem dit balansering of redress, soos hulle dit noem. Egte balansering sou wees, kom ons vat die skool as 'n voorbeeld. Jy kom bou nog 'n skool. Of jy vat daai selfde skool in plaas van 100 blokkies, maak jy hom nou 200 blokkies. Jy vergroot hom om daai balans ekstra in te bring. En dit is waar Afrikanerskap 'n probleem het. Hoe meer weggevat word, hoe meer van ons kinders word vir Engels op die ou ende, omdat hulle nou geforseer word om na Engelse medium skole toe te gaan, omdat daar nie plek is vir hulle in die Afrikaanse klasse nie. En dit gaan oral gebeur. En as mens nie aan daai Afrikanerskap gaan vashou nie, gaan wegraak. En ongelukkig, ek wil nie sê ek het 'n probleem met hierdie vlugtelingprogram van Trump nie, maar daar is hierdie element dat jy verloor jou Afrikanerskap. As jy oorgaan, moet jy nie dink dat jy dit gaan vashou nie. Jy gaan miskien vir 'n generasie, 2, miskien 'n derde generasie daarin vashou. En dan word dit in die agtergrond. Ek onthou hoe my ouma nog kon Afrikaans praat, en jy gaan so 1 of 2 kinders daar buite hê wat nog so bietjie kan Afrikaans praat teen die derde generasie, en teen die 4de generasie sal dit net 'n gedagte wees. Ja, my oer-ouers, my voorvaders het van Suid-Afrika afgekom. Dieselfde soos ons, weet, my voorouers was Frans. Hulle het van Frankryk afgekom. Parlez-vous français? Ek kan nie 'n woord Frans praat nie. Maar my voorouers is Frans geweest. Presies dieselfde ding gaan gebeur. So ja, dis nou my praatjie vir die dag. En my gedagtes. En as julle enige gedagtes het, sit dit in die kommentaar. Gesels enige tyd.